van een van die stamme van Israel om 'n bydrae te lewer. Hier is die probleem, die meeste van ons lewer 'n bydrae by ons werk. Ons vat ons gawes en ons gaan werk daarmee, ons kry 'n inkomste. Fine. Onthou, die doel van jou gawe, jou talente, jou vermoë, die doel van die goed wat jy goed doen, is om die koninkryk te bevorder. Dis om 'n verskil te maak dat mense Jesus sien. Dis om 'n verskil te maak dat mense God sien. Dis om 'n verskil te maak in sy kerk. Hy sê, tot voordeel van die gemeente. Vers 12, die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate word almal saam net een liggaam. Almal van ons kom saam in een volk van die Here in Jesus Christus, een liggaam. Hy sê, so is dit ook met Christus se liggaam. Party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vrymense. Mense, hierdie skrifgie is merkwaardig. Weet jy wat sê hierdie skrif? Dit sê jy as Afrikaner is ook deel. Want jy is nie 'n oorspronklike Jood nie. Ek hoop jy weet dit, okay? Hy sê, dis vir Jode, dis vir Grieke, dis vir vrymense, dis vir slawe, dis vir wit mense, dis vir brei mense, dis vir swart mense, Afrikaanse mense, Engelse mense, Zulu, Chinese, alles. Hierdie skrif maak en sê, as jy besny is in jou hart, is jy deel van die volk van die Here en ontvang jy 'n geestelike gawe om 'n bydrae te lewer, om 'n verskil te maak. Jy's een van sy liggaam. Hy sê, party van ons is Jode, ander Grieke, ander weer slawe en nog ander vrymense. Maar ons is almal gedoop sodat ons nou die een liggaam van Christus is. En ons is almal van die een gees deurdrenk. Ja, die liggaam bestaan nie net uit een ledemaat nie, maar uit baie. Die kern hierso is die gees. Die gees gee vir jou hierdie gawe. En die gees deurdrenk ons almal. Nou, hier is die vraag vir die meeste mense wat ek al mee gewerk het. Anders, ek weet nie of ek die Heilige Gees het nie. Ek hoor als mense wat sê, jy moet gedoop word in die Gees. Ek hoor als mense wat sê, jy moet vervul wees met die Gees. Ek hoor als mense wat sê, jy moet in tale praat om die Gees te hê. Hier is die Bybelse bewys. Of jy die Gees van die Here het, en of jy besny is in jou hart, en of jy 'n geestelike gawe ontvang. En die Bybel sê, Romeine 8 sê, as jou gees saam met God se gees kan getuig en sê, Abba, Vader, dan het jy sy gees. So is die vraag, kan jy sê, Abba, Vader? Kan jy sê, Jesus Christus is my Here? Kan jy sê, jy het hom aangeneem? Ek sê weer, as jy besoek, en jy wonder of jy 'n Christen moet wees, mens, jy het nie idee hoeveel beloftes en krag, en seën en salwing en guns, is op 'n Christen se lewe nie, as jy dit snap. As jy snap dat Jesus jou deel maak vir die volk van die Here, en hy gebruik selfs jou hartseer. Hy gebruik selfs jou pyn. Ruben, Simon Levi, vertel vir ons van hartseer en pyn by Lia, maar die Here gebruik selfs dit, en maak hulle deel van sy volk en sê, daar's juis vir hulle ook 'n plek. Hoekom? Want hulle sien, hulle hoor, hulle verbind anders as ander mense. Jy sien, as dit jou kinderdae was, jy's anders as ander mense. Jy sien die lewe anders. Jy's 9 uit die 10 keer baie loyaler vriend as wat mense aan jou is, as jy aan mense. Hoekom? Want jy het al gevoel, hoe voel dit as mense jou nie reg steek? Jy wil dit nooit weer beleef nie. So daar's goed in jou gebeur. En as jy jou seer en jou pyn vir die Here gee, dan draai hy dit om en hy gebruik dit, en jy's in die stam en jy maak 'n verskil vir ander mense. Hier's jou uitdaging, jy moet net leer om jou seer te gee. Jy moet leer om jou pyn te gee. Jy moet leer om net daar te gaan wegkry. Paulus sê, ek het 'n doring in die vlees, en juis hierdie doring word my krag. Dit word my storie. En ek is nie skaam vir my storie nie. My storie het my geleer om te sien, om te luister, om te verbind. Nou, ek wil afsluit en net die volgende sê. Moet asseblief nie jou gees, jou gawes, jou seer waste nie. En wat ek bedoel by waste, moet dit nie vir die wêreld gebruik nie. Moet dit nie net by die werksplek. Moet asseblief nie dit wat die Here met jou lewe skryf en doen, nie na die kerk, na die koninkryk toe bring. Moet dit asseblief nie net in, ek in my klein hoekie, sien, ek kan nie sing nie, en jy, as hy almal is wakker weer. Okay? Moet asseblief nie in jou klein hoekie gaan sit met jou lig nie. Jy het 'n gawe, jy het 'n seën, jy het 'n belofte, jy het 'n verskil om te maak in iemand se lewe. Raak deel van 'n klein groep. Raak deel van hierdie leefie mense wat selle by mekaar hou. Julle is besondere mense as jy 'n selgroep by mekaar kan hou. Jy's amazing.
Daai is leefies wat mense verbind met, word deel. En laat jou storie 'n verskil maak. We made pain in a garden where we lived a life. We made hope in a manger and a baby's cry. Rescued by hands bleeding grace. Are we ready to see His face on the great day? He will come to claim us with a rushing wind, blow like fields of wheat. The world will bow and bend, held between joys and disbelief. Every trembling heart will finally face the same way on the great day. One day, Lord, we'll wear the crown. One day, Lord, will set us free. Hands up high, faces down. Angels teaching us to sing. He will be on every distant shore. He will gather us into Himself once more. Let the story of the footprints tell. We were walking well. We were walking Oh, now you lay on the great day. One day.
Goeiemôre en baie welkom by Alberton Lewensentrum, ook vir ons besoekers wat vir die eerste keer hier so is. Ons glo en vertrou dat julle hierdie diens saam met ons sal geniet en die Heilige Gees en die liefde van Christus ervaar. Ons sê baie dankie vir Sanet en vir Roan vir daai pragtige openingslied. En wat 'n dag sal dit nie wees wanneer ons Here sien nie. Ons het ongelukkig tydens ontvang van familie en vriende. Toets 1, 2, is dit ek? Ons het ongelukkig tydens ontvang van familie en vriende wat oorlede is. Ons het vir Pieter Nodee, hy is oorlede en ons dink graag aan George en Michelle, dit was George se pa gewees, en dan ook aan Verusha en Pieter, en natuurlik was dit ook hulle oupa gewees, so ons dink aan die familie. Kom ons sit net so en dan bid ons gou saam. Ons hemelse Vader, ons kom in die naam van ons Here Jesus. Vader, en ons sê vir U dankie vir hierdie oggend wat U vir ons gegee het, hierdie dag wat U vir ons gemaak het, Here, om U goedheid te aanskou. Vader, ek bid en vra dat U saam met George en Michelle sal wees, Verusha en Pieter, wat vir Pieter Nodee aan die dood afgestaan het, en Here, ons weet dat U Heilige Gees hulle gaan troos en lei, en ek vra Vader dat U hulle sal versterk vir hierdie tye wat kom. En Here, dat hulle troos by U sal ontvang en U net op U sal vertrou vir hierdie dae wat ook nog voor lê. Vader, ek bid vir elke een hier so vanoggend, laat U ons almal sal seën. Here, hierdie diens, Here, laat U dit sal lei, soos wat U Gees dit moet lei. En ek dank U, Vader, dat U hier met ons is vanoggend. En Here, dat ons anderste sal uitstap as wat ons hier ingekom het. En ons sê dankie daarvoor in Christus naam. Amen. Nou, familie en vriende en geliefdes, almal wat hier so is, nou, ek dink dit is seker 'n wonderlike dag as ons kyk na die Lions wat gister gewen het. Net iets interessants wat ek gelees het van Chuck Norris, is wanneer Chuck Norris 'n probleem het, dan bel hy vir Jaco Kriel. So, baie geluk aan die Lions vir gister se oorwinning. Nou, jy almal het 'n naweek bulletin ontvang by die deur toe jy ingekom het, en ek wil net graag 'n paar belangrike afkondigings vir u uitlig daarso. Eerste een is vanaand sluit ons af met ons aanbiddingsaand, en dit is ons eie aanbiddingsspan wat hierso is en vir ons gaan lei in lof en aanbidding. So asseblief moet dit nie misloop nie, dit gaan wonderlik en geseënd wees. Dan die tweede afkondigingkie is, hoekom pleeg tieners selfmoord? Dit is 'n opvolg enetjie wat ons daarop het. Hoekom van identiteitskrisis en minderwaardigheid. Dit is die 2 Augustus om 7 uur. Moet dit ook asseblief nie misloop nie. Laat ons seker maak ons tieners word geondersteun en gehelp in hierdie moeilike tye. Dan het ons ook 'n gebedsbyeenkoms en nagmaal Vrydag die 5de Augustus aan. Dit is van 5 uur tot 7 uur. Moet dit ook nie misloop nie. Ons beplan graag 'n span gebedskrygers om hulle op te lei, en indien iemand graag wil betrokke raak, maar nie kan wees vir die Vrydag nie, moet julle asseblief vir Eddie Botha skakel en net met hom reëlings tref. Dan ons nuwe lidmaatkursus, dit is die komende Saterdag 6 Augustus 2016. Indien u graag 'n lidmaat wil word en nog nie een is nie, vul asseblief die terugvoerstrokie in wat in die naweekbulletin is en handig dit in by die inligtingstoonbank, of u kan dit ook net by die kollektemandjie ingooi, en dan sal ons vir u kontak en reëlings met u tref. En dan laastens het ons die ontdek jou plek. As jy graag wil sien wat 'n bediening jy moet uitleef, dan kan jy ook die ontdek jou plek kursus bywoon wat die 10de Augustus is. Nou, ons het ook die voorreg om 'n geliefde kindjie aan die Here toe te wy, en ons gaan vra dat Noah en Cherise Goosen net vir ons vorentoe kom met Kian wat toegewy word terwyl ons na die video van hulle kyk. Who am I that God would trust His little one into my love? Hallo julle, ons is die Goosen familie. Hierdie is my wonderlike vrou, Cherise Goosen. Net julle voorstel ook aan die oudste seun, Luvan Goosen. En hierdie is ons jongste seun wat ons graag aan die gemeente wil voorstel, wat ons wil toewy aan die Here. En sy naam is Kian Goosen. Met sy geboorte het ons bietjie skrik gehad. Hy was gebore en as die dokter vir jou sê
hy's nou reg, dan weet jy dis soos 2 minute en moet die babatjie uit is en jy wag vir daai huil stemmetjie om uit te kom en toe hy gebore is, was daar nie huil nie. En ek het begin bid, ek het net gevra, Olivier, asseblief, blaas net lig in hierdie lontjies dat hy kan asemhaal. En dit was in 'n kwessie van 2 minute, toe skree hy blou moord en dit was die mooiste geluid ooit. En om te sien 'n blou babatjie wat teruggaan na 'n pink babatjie wat vol kleur is en hy was die mooiste ding ooit, dit was regtig, dit was 'n belewenis en al. Ons wil graag vandag vir Kian aan die Here kom toewy en beloof om hom groot te maak, om God en mens liewer te hê. Ons beloof ook om altyd vir hom 'n voorbeeld te wees en saam met hom die pad te stap van 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Christus. Nou, Tanoa en Cherise, dis wonderlik om te sien dat julle gehoorsaam is aan die woord van die Here, om hulle toe te wy en die belofte wat julle maak. Maar ek wil net graag in Numeri 6 vers 22 lees vir julle die belofte wat die Here maak vir ou Kian. Daar staan, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel aflê en ek sal hulle seën. So die Here sal hom seën en hom beskerm en hom lei om te word die persoon wat hy voor gekies is om te wees. En dankie dat julle gehoorsaam is aan die stem van die Here. Ek gaan vra dat Ewald net voortgaan met die toewyding en dan gaan ons 'n gebed vir julle doen as julle net sal omdraai. Dankie. Kom ons steek ons hande uit en ons spreek die seën van die Here op hulle af. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir Kian Goosen, Here, 'n geskenk wat U gegee het vir Tanoa en Cherise. Here, dat U hom aan hulle toevertrou en Here, dat hulle hom sal groot maak volgens U woord en U wil. Vader, ons bid dat U hom sal beskerm en lei in hierdie tyd. En Vader, dat hy totaal toegerus sal wees om U goeie werke te doen. Ek dank U, Vader, dat U hulle beskerm en vir hulle almal wysheid en kennis gee, Vader. En dat hulle altyd hulle aangesig sal hou op U, Vader, en Here, U aangesig op hulle sal hou. Ons dank U daarvoor. Seën hulle, lei hulle en beskerm hulle in Jesus naam. Amen. Baie dankie vriende en families. Ons gaan nou saam lof sing en aanbid, die Here aanbid. So kom ons staan en dan maak ons die Here se naam groot. Halleluja, 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 halleluja. Here, U ken my hart. U het my weggevat by die lewe, waar ek net ophou gee. Nou is daar nie wat spot, maar is jou redder God, maar is
soos in die hemele, so op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en die ewigheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekeer, in die openbaar oor hom getriomfeer. Die poorte van die doderyk, sy het mekaar geskeer, en die leer graf verkondig steeds, want hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en baie sterk. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my, u moet de waken met my die bly. Vorm my en maak my net soos u wil, op u vertrou ek, nederig en stil. Hou my gewille onder die hand, lei my emosies, krag en verstand. Die wil ek lief hê, navolg en eer, die ek sal magtig, die moet terugkeer. Doe net die wil met my, doe net die wil met my. Hou my gewille onder die hand, lei my emosies, krag en verstand. Die wil ek lief hê, navolg en eer, die is almagtig, die moet terugkeer. Doe net die wil met my, doe net die wil met my, doe net die wil met my, doe net die wil met my. Op u vertrou ek, nederig en stil. He is silent, heilig is die Here, almagtig. Waardig is die Heer, waardig is die Heer. He is silent,
Kom ons sluit ons so in ons bid saam. Hemelse Vader, baie keer twyfel ons of U regtig sien en weet waartoe gaan ons. Of U regtig in beheer is van my en my gesin en ons werk, ons drome, ons planne. Baie keer word ons moedeloos in hierdie lewe om net te sê dis een groot stryd en ons werk en ons probeer. Waar is U? Wanneer werk U? Is U betrokke? En Here, wanneer ons 'n lied sing van U is heilig, U is volmaak, dan kom hy bewustheid net by ons dat U is in beheer. U skryf die storie, U weet wat U doen. En dan wil ons bid vir oë van geloof, ons wil bid vir geduld, ons wil bid vir 'n vaste wete dat God, dat U, ons liefdevolle Vader, is in beheer. En so wil ek vir elke persoon nou U bid, Here, dat U vir hom daai oë sal gee wat sien, daai geloof sal gee wat weet, daai geduld sal gee wat sê, ek gaan nie moeg en moedeloos, ek gaan nie kla en kerm nie, ek weet, my God is heilig, volmaak, liefdevol, in beheer, en ek het my lewe vir hom gegee, en hy skryf die storie. Dankie daarvoor, Here. Gee ons net weer vanoggend daai bewyse, daai sekerheid, daai stukkies informasie, wat ons harte oortuig dat U is nog besig. U het nie vergeet nie, U is nie 'n leenaar nie. U is in beheer van ons lewens. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir daai bemoediging in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. U kan gerus sit. Ons is so in die 3de week van ons reeks oor die seën van Israel, wat eintlik 'n seën is vir elkeen van ons. So waaroor dit gaan is eenvoudig, Jakob se 12 kinders, ja, daai arme man het 12 gehad, ek bedoel 12 seuns gehad, ons nog eers by die dogters gekom, maar okay, Jakob se 12 kinders wat die 12 stamme van Israel geword het, en dat daar 'n seën op elkeen van hierdie stamme gerus het, het ons gesien in die eerste preek dat ons is nou die volk van die Here, ons is nou daai 12 stamme, en daai 12 stamme is vir jou 'n rigting aangewende iets van, wat is jou persoonlikheid, wat is jou geaardheid, wat is jou doel op planeet Aarde. Hoe meer ons daaraan werk, hoe meer begin personele mense vir my sê, ek sien myself raak in daai stam. Ek kan sien wat met hulle gebeur het met my gebeur, en sjoe, dit raak so duidelik wie ek is, en hoekom ek is soos wat ek is. So ek hoop regtig dis 'n reeks wat jou help met selfontdekking van wie jy is. Ek vat laas weer Simeon, 'n man wat altyd beklei het, en 'n man wat kwaad word as goed nie reg is nie, en dan gaan hy bietjie oor, en hy het die meer, en hy raak gewelddadig, en al die goed, en as hy saam met sy broers werk, saam met Juda of so werk, of die Lewiete werk, dan kanaliseer hulle sy krag, en hy doen amazing goed. En van my personeel het aan my toe gekom en sê, ek het myself raak gelees, ek is hy beneekte ene, maar as ek saam met die span iets doen, wow, dan werk hierdie goed. So, dit kan jou regtig help om jouself te leer ken. Iets interessant, ek het dit nog nie veel genoem, maar net, in die Ou Testament, was dit 'n bewys gewees, of was daar 'n vereiste vir 'n bewys gewees, 3 getuies. Met ander woorde, 3 mense of 3 gebeurtenisse moes gebeur om 'n woord te bevestig. So as 3 mense iets oor jou gesê, dan het waar geword. Nou baie interessant, daar's 3 keer geprofeteer oor hierdie 12 stamme, 'n doelbewus. Die eerste keer is natuurlik die ma, wat sê, dis wie hierdie kind is, en dis wat ek oor hom uitspreek. Dan het Jakob self op sy sterfbed, Genesis 49, weer 'n seën oor elkeen van die kinders uitgespreek, en dan het Moses gekom, wanneer die 12 stamme die beloofde land ingaan, het Moses weer in Deuteronomium 33, 'n seën oor elkeen van hierdie stamme uitgespreek. So, 'n woord word bevestig wanneer dit 3 keer oor jou uitgespreek word. Nou, simpel, sal jy dit nie geniet, as daar 3 verskillende gebeurtenisse is in jou lewe, wat net vir jou rigting gee, bewyse, profeseë, vriende, verhoudings, en jy lees goed raak, jy sê, dis wie ek is, en dit klink vir my, dis wat die Here sê ek moet doen.
En dan maande of wat later, 'n tweede een, en 'n jaar of wat later, 'n derde, en jy kry bevestiging, soos Jesus gekry het, stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag het. Luister nou, so as 2 of 3 getuienisse kom, nou ons gaan vandag sien, hoe jy daai getuienisse kan kry, hoe die Here dit wil vasmaak in jou lewe, wie jy is. Nou ek het gedink net vir die pret daarvan, ek het laasweek gestop met ons het begin met die eerste 4 seuns van Lea. Lea was die eerste vrou wat kinders gekry het by Jakob, en sy het dit in hartseer gekry, omdat haar man eintlik lief was vir Rachel, en hoe hierdie kinders almal, jy kan sê fighters moes wees uit pyn uit. Hulle moes uit slegte situasies, moes hulle iets maak van hulle lewens, en dis waarom hulle aggressief was en fighters was en al hierdie klas van goed. Maar die laaste kind was Juda, en Juda se betekenis was aanbidding gewees, worship. Nou sal ek die Here loof, nou sal ek die Here prys. Maar in Genesis 49 kry Juda so 'n ander kinkel op sy naam. Ek noem dit net vir interessantheid. Hoor wat spreek Jakob oor Juda uit op sy sterfbed. Genesis 49, 8 en 9. Hy sê, Juda, jou broers sal jou prys. So jy sal nie net 'n aanbidder wees nie, maar jy sal ook aanbidding kry. Wat natuurlik gevaarlik is, maar dit sal gebeur. Hy sê, jy sal jou vyand onderwerp. Jou broer sal voor jou buig. Juda is 'n jong leeu wat pas sy prooi verslind het. Soos 'n leeu rek hy uit en gaan lê hy. Soos 'n leeu mannetjie, en wie sal hom steur? Nou hierdie moet jy verstaan, Juda se een beeld is worshippers, kunstiges, kreatiewe mense, musikante, daai kant. Maar hulle het hierdie unieke eienskap van leierskap. En dis wat hy hier noem. Jou broer sal voor jou buig. Juda is natuurlik die stam van Dawid. En die hele Israel het voor Dawid gebuig. En dit gaan nog een tree verder, uit die stam van Juda uit kom die leeu van Juda, naamlik Jesus. En die hele mensdom buig voor hom. Nou, jy moet iets sien, dat God sê iets hier, duisende jare terug, maar het word waar. Hy spreek 'n seën uit. Nou, dis dieselfde oor jou lewe. As die Here eendag, iewers in 'n stilte tyd in 'n diens, iewers in 'n klein groep, iewers in jou gebedstyd, as die Here hierdie implantings in jou hart vir jou gegee het van, jy is, of jy sal, of ons gaan, God gaan saam met jou iets doen. Mense, dit sal waar word, al vat dit jare. En dis hier waar ons verhouding met God so uniek is. Ons moet vashou aan daai beloftes. Ek bedoel, Juda hier was net nog een van die stamme. Later word Juda die stam waaruit Dawid kom, waaruit Jesus kom. Hy's hierdie leeu, hierdie vegter, hy's hierdie kunstenaar, al hierdie goed word waar. So hou vas aan hierdie beloftes. Kom ons gaan na die volgende 4 seuns toe. Net vir interessant, net lekker. Kom ons speel net met hulle gou. Die volgende 4 seuns word gebore uit die slavinne uit. Nou hier moet jy bybly. Lea kry 4 seuns en Rachel begin voel ek raak agter. Ja, 4 is omtrent die getal wat jy agterkom. Jy raak agter, okay? Rachel voel sy raak agter, maar sy word nie swanger nie, en sy tel 'n fight op met Jakob en sê, hoekom word ek nie swanger nie? En Jakob sê, is ek die Here wat oor hierdie goed moet besluit? Ek nie beheer oor hierdie goed nie. En dan besluit sy, maar sy gaan haar slavin vir Jakob gee, en dan gaan die slavin kinders kry, wat Rachel gaan eien, kan jy maar sê. Dit gaan hare wees. Maar jy moet onthou, eenmaal 'n kind van 'n slavin, altyd 'n kind van 'n slavin. Al gee pa vir jou die, hey, ek like jou, jy's een van myne. Die klomp tannies in die huis sê altyd, jy's een van die slavins. Kom aan mama's. Okay? Eenmaal 'n kind van 'n slavin, altyd. You're not the real deal, jy weet dit. In die huis weet jy wie's my ma. My ma is die tannie in die buitetent. Okay? Sy's nie regtig die in die huis nie. So, onthou hierdie kinders, dis nou hulle storie. Ek is kind van die slavin, daar's 'n rede, en ons gaan nou sien hoe werk dit uit. Genesis 30:4-13 sê, so het Rachel Bilha, wat ook al haar naam is, Bilha as vrou vir Jakob gegee. En Jakob het by haar gaan slaap. Bilha het swanger geword en geboorte gegee aan 'n seun. Rachel het hom Dan genoem, want sy het gesê, God het in my guns uitspraak gelewer. Hy het my versoek gehoor en vir my 'n seun gegee.
Bilha het weer swanger geword en het 'n tweede seun aan 'n tweede seun geboorte gegee. Rachel het hom Naftali genoem, want sy het gesê, ek is in 'n ewige stryd met my suster gewikkel, maar nou begin ek wen. Intussen het Lea besef, nou hier, the plot thickens, nee, okay. Intussen het Lea besef, sy raak nou ver agter, nee, en sy gaan nie weer swanger raak nie. Toe gee sy haar slavin Silpa as vrou vir Jakob. Ek weet nie of julle mans agterkom, Jakob stry nie oor al hierdie goed nie. Is vir my bietjie weird, okay? Is net my kop, sorry. Nee mamma, ek weet nie van hierdie een nie, maar okay. Hy stry nie hierdie ou. Okay, kom ons gaan. Hy sê, toe gee sy haar slavin Silpa as vrou vir Jakob. Daarna het Silpa ook geboorte gegee aan 'n seun vir Jakob. Lea het hom Gad genoem. Want daai naam gaan ons nie. Okay, in ons taal is dit nie 'n lekker naam nie. Okay. Lea het hom Gad genoem want sy het gesê, hoe gelukkig is ek. Daarna het Silpa geboorte gegee aan 'n tweede seun. Lea het hom Aser genoem want sy het gesê, watter vreugde het my te beurt geval. Die ander vroue sal my sekerlik as gelukkig beskou. So kom ons gaan kyk hierdie 4 kinders. Wat beteken hulle name en waar kan ons dit raak sien in ons samelewing? Mense wat so, kom ons sê, aan mekaar gesit is, gewire is. Dit kom net outomaties vir hulle. Die eerste ene is Dan. Dan se uitspraak is, die Here het in my regsaak gunstig uitgewerk. En die kenteken van hierdie persone met die naam Dan is iets van, hulle is altyd gewikkel in die vraagstuk, wat's reg en wat's verkeerd. Hulle is hierdie, ek wil amper sê, puntenerige mense. Hulle is detail mense. As 'n ding verkeerd is 'n ding verkeerd, en dit help nou nie, jy probeer om reg buig nie, dit probeer nie om inkleer nie, 'n ding is reg of 'n ding is verkeerd. In die eenvoudige taal, hulle is irriterend. Ek like julle, Jesus like julle, okay, maar julle is irriterend, okay, want 'n ding is of reg, of 'n ding is of verkeerd. Nou, hierdie arme mense kan dit nie help nie. Hulle het hulle self nie so gemaak nie. Hulle kom uit die stam van Dan uit. En hulle love regsake. Met ander woorde, hulle love it om 'n saak te dryf, totdat ons 'n antwoord het, was ek nou reg, of was ek nou verkeerd? En 99% van die mense om sê, who cares? Gaan net aan, leef net aan. Hulle kan nie net aangaan nie. Hulle moet by waarheid uitkom in hulle siening, in hulle oë. Hulle moet by 'n regspraak uitkom, hulle moet by 'n antwoord uitkom. Ek persoonlik is nie so tipe mens nie. Ek kan lank aanhou en net lekker speel tussen die klomp grys areas van die lewe. Maar daar's mense om my en ek love hulle, ek het hulle in my span, ek het hulle nodig in die kerk. Mense wat sê, Andries, die ding is nie reg nie. So what? Nee, nie so what nie. Jy moet regkom. Nou eendag as ons kom by 'n CCMA-saak of 'n hofsaak of by teologie debatte, dan love ek hierdie mense. Want hulle het goed kom regmaak wat nie reg was nie. Die bekendste ou wat uit die stam van Dan uitkom, wat almal nou dadelik 'n prentjie gaan kry, was Samson gewees. Samson het goed reggemaak. Hy het hulle reg geslaan, maar hy het dit reggemaak. Samson was hierdie sterk ou, en hy het regspraak gebring teen die Filistyne. Hy het justice gebring. En hy kon dit nie help nie. As goed verkeerd was, het hy dit reggemaak. Op verkeerde manier, ons kan daaroor praat. Ek sal love as al so ou nou vandag in ons politiek opstaan, né? En 'n donkie se kakebeen vat. Hy kan sommer die ou se kakebeen ook sommer self, hy het ook 'n donkie, maar in elk geval. En net 'n klomp ouens vinnig vir ons uitsort, né? Dis daai ou wat net onverskrokke kop eerste induik en probleme uitsorteer. Maar die antwoord is nie altyd lekker vir ou op planeet Aarde nie. Hy sit vas met mense en dan wonder hy, hoekom is ek so? Hy kan net nie in die aand gaan slaap en sê, ag, let it be. Ja, ag, almal, hy kan net nie, hy kan net nie. Hy moet goed aanspreek. Dit maak hom ongewild. En hy probeer maniere kry om dit beter aan te spreek. Hy's nie bang vir konflik nie. Hy hou nie van konflik nie, maar hy's nie bang daarvoor nie. So, dalk is jy so ou. En volgens sit hier en jy sê vir jou vrou, sien liefie, ek kom ook uit die Bybel uit. Jy het gedog ek kom uit die duiwel uit, maar dis die Bybel, okay? Ek kan dit nie help nie.
goed moet reg wees en goed moet en reg is reg en verkeerd. Okay, nou ek dink jy het genoeg. Hulle het ook gewoonlik baie wysheid en kennis. Hulle sit in vergaderings en hulle sê goed en dan die res van who cares, kom ons gaan net aan. En maande later, jaar later kom jy agter, wow, dankie, tog hy het gepraat. Hy spaar ons baie pyn. Hy het 'n uitspraak gelewer in 'n regsaak en hy bring dat dit gunstig uitwerk vir jou. Wonderlike mense. In die koninkryk van God, gawe van wysheid en onderskeiding. As jy Nuwe Testament toe gaan, dit is amazing mense wat ons baie nodig het om ons. Okay, so as jy iets van dan het, is jy gelukkig. Naftali. Naftali se woorde beteken ek het oorwin, maar uit worsteling uit. Nou hierdie is 'n amazing groep mense. Hierdie is mense wat baie suksesvol word in die lewe. Hulle oorwin. Maar hulle oorwin met baie moeite. Niks loop vir hulle ooit reg nie. Hierdie arme ouens. Maar ek kry hulle nie onder nie. Onthou nou, ek is 'n kind van 'n slavin. Maar omdat ek ook deel van Jakob is, het ek sukses. Maar ek moet werk vir my sukses. Nou ek dink daar's baie Afrikaners wat hierdie identiteit het. Sê niks het vir ons maklik gekom in hierdie land nie. Ons het gewerk vir waar ons gekom het. Ons moet beklei. Oupa het met die Ossewa oor die Drakensberge gekom, okay? Was nie 'n teerpad gewees nie. So daar's iets in dit van Naftali wat oorwin, suksesvol is, hy bereik iets, maar hy word nie met 'n goue lepel gebore dat alles net altyd in plek val vir hom nie. Naftali se sukses is hard werk en is 'n sukses. Ek wil hier vir jou noem, ek het al voorheen vir jou genoem op die borsplaat van Aaron die hoofpriester. Was daar vir elke stam 'n kleur edelgesteente, safier of wat ook al daai goeders is, okay? Naftali sin was 'n diamant gewees. Nou, ons almal ken 'n diamant, né? Sterk, hard, kan hom amper nie breek nie. Sny deur glas en al hierdie klas van goed. Hy's kleur, hy's kristalkleur, hy's baie werd, maar hy moet hard wees. Later word Esegiel en van die profete gesê, jou voorkop sal so hard soos diamant wees. Met ander woorde, jy gaan eventually sukses kry. Maar dit gaan deur harde werk wees. Dit gaan deur baie PT wees. As ek oor Naftali praat, net vir interessantheid, hierdie week hoor ek iemand sê vir my, Nathaniel het iewers, ek weet nie, in 'n onderhoud gesê, alle sukses wat hy nog bereik het, moes hy deure oop skop of deure oop bid. Nathaniel, Naftali, nogal naam by mekaar. Ek dink dit is maar net 'n ironie, ek dink dit is baie diep nie, maar toe ek dit hoor, dis ek, hy regtig, hy het gesê, sê ja, al die deure van sukses wat hy nog ooit gekry het, moes hy oop skop of oop bid. Toe sê ek, wel, dis Naftali. Die stam werk so. En dalk sit jy hier en jy het baie sukses of jy's besig om sukses te kry in jou lewe en goed begin vir jou uitwerk, maar in jou agterkop vra jy, hoekom moet dit altyd so fight wees? Hier's ook 'n kwessie van die wil van die Here. Baie mense sê as iets die wil van die Here is, moet dit maklik wees. Nee, nêrens staan dit in die Bybel nie. Daar's baie goed waar die Here 'n plannetjie en 'n droom in jou kop sit. En totdat dit realiseer, moes jy baie hard werk om daarby uit te kom. En 'n paar keer in jou journey het jy die vraag gevra, maar as dit die wil van die Here is, hoekom gaan dit so moeilik? Hoekom is dit so hard? Hoekom het ek so baie beklei? Hoekom is dit so baie meetings? Hoekom is dit so baie oproepe? Hoekom is daar so baie curveballs in hierdie proses om tot by die oorwinning te kom? Dis die stam van Naftali, gebore uit 'n slaaf, maar bereik nog steeds sukses. So, dalk sit jy hier weer again en jy sê, jy sê, dit klink soos my storie, my lewensverhaal. Okay, gaan lees verder oor Naftali. Die derde ene is Gad. Nou, Gad is die opposite van Naftali in die sin van niks is harde werk nie. As jy gaan lees wat geskryf word oor die stam van Gad, is dit amper iets van alles kom maklik. Gad was suksesvol, sy landerye was suksesvol, sy seun was suksesvol, sy voorspoed was maklik geweest, Gad het sterk rykdom gehad, reg deur hulle lewe. Hulle het nie altyd opgedaag vir die oorlog nie.
Wie wil nou geld mors op 'n oorlog, okay? Ons maak eerder geld, okay? Ons wheel and deal eerder in kry goed. Nou, Gad het ook leierskap gehad, omdat hy so ryk was, het hy influence gehad. Daar's woorde wat hulle skryf oor Gad, soos fortunate, favorites, bederf, al hierdie klas van goeders. Dis mense, as jy hulle ken, bly hulle vriende, okay? Is lekker om hulle vriende te wees. Alles kom maklik vir hulle. Hulle voorspoed, hulle seën, dis Lea se 6ste kind, okay, dis by die slaaf, maar dis haar 6ste kind en sy sê, ek's besig om ver te wen. Die lewe is lekker. Ek bedoel, Rachel het nou 2 kies gekry hier by 'n slaafie, maar check wat trek ek al. Ek trek op by die 5de kind, is 4 en die 5de kind. Ek trek op by my 5de kind en dinge is maklik. Baie sterk mense, baie geseënde mense, goed kom vir hulle maklik. Ons praat van hulle goue lepel. Okay? Dis die ouetjie wat op skool, hy wen die kunswedstryd, hy hardloop die vinnigste, hy chaff die mooiste girls, is daai pyn in die mense, okay? Hulle naam is Gad, hi, hoop het toeval, okay? So, dis daai ou, wat jou die pyn ook daar gee, okay? Want alles werk net vir hom uit, of vir hulle uit. As jy in daai stam is, het jy 'n responsibility. Gad word later uitgetrap. Hoekom het julle nie kom help toe ons in die moeilikheid was nie? En hulle soos julle moes net meer gevra het, dan sou ek kom help het. Maar hulle is nie hierdie ouens wat te lus is om altyd hulle rykdom en seën te deel nie. So uit 'n roeping, hy moet die stem hoor van die Here wat sê, die rede waarom jy fortunate is, die rede waarom jy blessed is, jy moet 'n verskil maak aan die ander. Jy moet help aan die ander. Jy moet van hierdie ou wat in hartseer groot geword het. Kom ons praat van die ander boeties van jou wat deur groot pyn en lyding in die lewe ingekom het en wat vyande het. Hey, jy moet van jou rykdom deel met hulle. En jy moet help dat hulle bo uitkom en die hele Israel moet wen. Daar's iets van jy moet vrygewig wees met jou seun. Jy word geseën om 'n seën te wees. Dis jou purpose in die lewe. Jy's nie fortunate omdat jy oulik is nie. Hierdie is nogal vir hulle rarig. Ek dink dit gaan so goed met my omdat ek so goed is. Nee, dit gaan so goed met jou want dis wat die seën van die Here oor jou lewe uitgespreek is. Sien jy nie? Jy kon net sowel in 'n ander stam gewees. Jy het nie jou stam bepaal nie. Die geesteswêreld bepaal die mens, die bydra wat jy moet lewer. So hoor mooi, manne, vroue wat in die stamgat is, waar dinge uitwerk, daar's 'n rede. Jy moet dit verander laat uitwerk. Jy moet dit wat die Here met jou doen, moet jy gebruik om gunstig oor ander te wees. En jy moet bietjie oop leef van my. Okay, jy het hom. Aser, die laaste enetjie. Aser beteken net een groot bol vreugde. Aser is hierdie ou, hy sê, ek moet net keer of dit gaan beter. Aser is hierdie ou, hy het nie noodwendig baie nie, maar hy sien dit nie raak as min nie. Hy's hierdie happy-go-lucky persone in die lewe. Hierdie is die fun to be with persons in die lewe. Niks kry hulle onder nie. Hulle is altyd positief. Hulle is net een groot bol vreugde, soos ek sê, en dit maak hulle hierdie inspirerende mense. Die slegste goed kan hulle tref. Ek bedoel, Aser kon gesê het, julle my ma se slavin. Maar Aser is eerder die ou wat sê, ja, my ma is die slavin, maar weet jy wie is my pa? My pa is Jakob. So hy kies waarop fokus hy. Hy het hierdie vermoë om perspektief te verander van negatief na positief toe. Nou ek dink al hierdie mense wat ek so vir jou noem, ons ken elke keer iemand in daai span. Ek ken net sulke mense wat net, ek 'n bietjie praat altyd, jy is wel lekker saam met daai ou, hy net niks kry hom onder nie. Hy's net altyd happy go lucky en positief en dinge werk nie altyd vir hom en sy gesin uit soos wat hy beplan nie en sy company mense bedank en loop en dinge breek en skeer en blablabla, maar hy praat net nooit, hy kla net nooit daaroor nie. Hy sê nee, great, ja, lekker, nee, ons doen dit en ons gaan so en dan. Dis hierdie tipe mens met hierdie vermoë. Nou, jy kry die stam van Aser in die Nuwe Testament as Anna. Nou, as jy die storie van Anna ken, Anna is hierdie bejaarde vrou. Haar man is vroeg dood in haar lewe.
Maar sy het soveel vreugde dat sy hoef nie weer te trou nie. It's amazing tannie daai, okay? So sy trou nooit weer nie en sy spandeer haar lewe in die tempel en vas en gebed. En dan is sy die vrou wat Jesus se geboorte, se inseëning beleef, die profetes Anna. So daar's iets van Anna's wat net, hulle is positief, hulle glo, hulle vertrou, hulle kerm en kla nie, en ek weet nie van jou nie, maar ek het sulke mense in my lewe nodig. Hierdie highly influenced, positive mense, wat net die heeltyd sê, is buite van, het gaan beter word, alles is great, alles is lekker, alles gaan goed. Ek bedoel, dan wil ek hom wake up. My een vriend sê vir daai vriend wat so is, jy lewe in denial. Dan sê hy, nee, die Nile is 'n rivier deur ver, hy's nie hier in Suid-Afrika. Ek was nog nooit by die Nile gewees nie. So, hy het net geen ability om die negatiewe te sien nie. Hy wil dit net nie, hy sien die positiewe raak in die lewe. So, daar's vir jou die volgende 4 stamme. En ek dink, soos laasweek was die groot fokus op, hierdie is mense wat uit groot pyn uitgekom het, en deur hulle hartseer moes werk en goed moes doen. Ek dink vandag se fokus is ietsie anderster. Dis mense wat die lewe meer fortunate het. Dis mense wat meer seën het. Dis mense met 'n dak oor die kop, warm klere, TV's, huise, karre. Dis mense wat goed het. Ja, ons het vir van daai goed gewerk, hard gewerk. Ons het wysheid en onderskeid gehad en ons het besluite geneem en ons was nie altyd gewild nie, maar dit het uitgewerk. Van ons het die sukses en dit maklik gekom. Van ons is net so positief. So vandag se groepie is 'n klomp geseënde, positiewe mense. As jy deel van daai groep is, dan kan jy net op jou knie gaan en sê, dankie Here, dit was die lot wat U vir my beplan het. Ek het niks daarvoor gedoen nie. Ek kon net sowel deur die ander stam gekom het. In my lewe kon soveel anderster gewees het. Ek kon nie een gewees het wat al 2-3 jaar sonder 'n werk sit. Ek kon nie een gewees het waar die kind doodgebore is. Ek kon nie een gewees het met die, en ek wil nie stories uitdink nie, maar jy ken die hartseer van hierdie lewe. En al hartseer wat jy ken is op 'n afstand. Jy weet van hartseer, maar is daar, dis nie hier nie. En nou is die vraag, wat moet ek doen daarmee? En die antwoord is iets van, jy moet besef, jy is geseën sodat jy ander moet seën. Jy het dit fortunate sodat jy ander se lewens beter kan maak. Jy moet werkstigting, skepping doen. Jy moet belê. En jy gaan sê, ja, maar mense doen my en ja, maar mense is dit. Hey, dis alright, die Here sê jou nou seën. Daar's my antwoord. You can never outgive God, as jy deel van hierdie groepie is. Dit wat jy weggee, die Here gaan dit 100-voudig vir jou teruggee. En nie omdat jy slim of oulik is nie. Dis net wie jy is. Hy gaan jou aanhou seën. Daar gaan nou rykdom kom, daar gaan nou sukses kom, daar gaan nou planne kom wat uitwerk, daar gaan nou groei kom. Jy gaan net altyd dinge beter en beter en beter en beter doen. Jy kan dit nie help nie, dis wie die Here jou gewire het om te wees. Maar jy moenie ophou om 'n verskil te maak daarmee nie. Jy moenie ophou belê in mense nie. Jy moet nie ophou belê in die koninkryk. Jy moet nie ophou belê in die investering van let's make this world a better place. Dis wie jy is. Dis hierdie middelste groep ouens van Jakob. Die ouens sê dit was die harde werkers wat die stam of die familie aan die gang gehou het. Die oudste kinders word te gehou oud en hulle ruggraat seer, hulle kan nie meer so hard werk nie. En die jongstes was 'n klomp brats wat alles verniet gekry het. Okay, dit is maar net in die storie. Die middelstes was die ouens wat alles gedra het. Die carriers wat net alles geaangehou doen het in die stam. Ek wil afsluit met waarmee ek begin het van, het jy geweet hierdie beloftes staan vas deur die eeue. En Jesus maak dit vas. En as jy twyfel, maar Andries, waar's ek en wanneer kry ek iets en wanneer kom my beloftes deur? Jesus maak dit waar en niks kan dit wegvat nie. Ek wil jou 2 incredible skrifte net gee. Hebreërs 9:15. Oor wat sê hy van hierdie nuwe ooreenkoms? Hy sê, hy is die een, dis nou Jesus, wat die nuwe ooreenkoms tussen God en sy mense kom maak het. Nou, oor hierdie woorde, nou kan almal vir wie God na hom toe geroep het, alles by hom kry wat hy beloof het. Want hulle is nou sy kinders. Jy sien, is nie meer die Ou Testament is nou sy kinders nie. Al die beloftes van Israel is nou ons beloftes. En ons kan alles by hom kry wat hy beloof het. Hoekom? Oor Jesus.
wat hierdie nuwe ooreenkoms kom vasmaak het. Hy sê, daarvoor het Jesus self gesorg. Hy het alles gegee wat God gevra het, om die verkeerde dinge te vergewe wat die mense gedoen het. Dit geld self vir die mense in die ou verbond. Daai laaste sinnetjie is eintlik incredible. Dit sê, Jesus se kruisdood is selfs terugwerkend. Met ander woorde, dit wat die Ou Testament wel gekry het in goedheid en guns by die Here, is nie oor wie hulle is nie. Dit is self nog oor wat Jesus gedoen het, is dit terugwerkend goed. Hoeveel te meer is dit vorentoe goed? Ek en jy wat nou Jesus aanneem, en in Jesus ons identiteit begin vind, en kinders van Jesus is, en glo in, Jesus het gesterf vir my sonde, hy het die prys betaal, vir jou gaan die deur oop van al die beloftes. Hier's net die verskil. Ek en jy moet staan op hierdie beloftes. Ons moet beklei vir hierdie beloftes. Jy sien die duiwel, onthou julle die gelykenis van die saaier wat uitgaan en die saadjie val in die hart en al hierdie goeters. En Jesus sê, dan kom die voëls van die lug en het steel die saad wat geval het. Jou beloftes is saad wat in jou hart val. En as jy nie daai saad invat, toemaak, laat groei, water gee, cultivate in the presence of the Lord. As jy nie hierdie beloftes van jou invat in jou binnekamer in nie, as jy nie hierdie beloftes van die Here invat en sê, Here, dis wie ek is deel van Naftali, ek sal altyd hard werk, maar ek gaan sukses bereik, ek is deel van Gad, ek het leierskap, ek het vermoëns, dinge werk vir my, ek is hierdie happy persoon, dinge moet vir my werk in die lewe, ek is deel van, as jy dit nie gaan vasmaak nie, kom die vyand en steel hierdie beloftes. En die kerk sit vol, ek bedoel, die Christendom is miljoene mense. Maar ons miljoene Christene, wat in survival mode is. Net sê, is hard aan, dis swaar. Ja, daar's beloftes in die skrif, maar ek sal dit nooit sien nie. Ja, daar's ander Christene wat in my groep is, wat positief is, en wat glo, en wat bid, en wat bla bla bla, ek sal dit nooit sien nie. As jy die eerste preek onthou net vandag, my eerste preek oor het ek gesê, daar's 'n stukkie van elke stam binne in elkeen van ons. Daar is iets van Aser binne in elkeen van ons. Elkeen van ons kan meer positief wees. Daar's 'n stukkie van Naftali in elkeen van ons. Elkeen van ons moet hard werk, maar ons sal ook suksesvol wees. Daar's 'n stukkie van Gad binne in elkeen van ons, van die guns en die seën van die Here, wat op elkeen van ons is. Die vraag is, gaan jy dit eis? Gaan jy dit claim? Nie oor wie jy is nie, oor wat Jesus gedoen het om die ooreenkoms vas te maak. Eenvoudige woorde is jou keuse. Jy kan nie uitstap en sê, is nice preek, ek het nie 'n klou, ja, wie's ek, waar's ek, nee, who cares, nee, kom ons survive maar net tot ons hemel toe gaan. Dis jou keuse. Jy kan so uitstap in die gebou uit. Of jy kan uitstap en sê, ek gaan 'n bietjie meer doen. Ek wil iewers in 'n boekie beloftes begin neerskryf. En elke jaar het lees en net sê, Here, waar's dit? Wanneer kom dit? Hoekom het dit nog nie gebeur nie? Here, stir dit weer, bevestig dit weer, sê deur 2 of 3 getuies, Here, ek wil begin staan op wie U my gemaak het om te wees. Ek wil nie doodgaan en mis wie U my gemaak het nie. I want to know. Ek wil weet, ek wil nader kom. Oor hierdie volgende belofte, 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Hy sê, God die Vader van Jesus Christus is daarom groot en wonderlik. Hy self het ons sy kinders gemaak. Dis dit weer. Ons is sy kinders. Kinders van Abraham, Isak en Jakob. Ons is kinders, die volk van die Here. 'n Mens staan verstom voor sy geweldige goedheid. God het ons beloof dat wat syne is, ook onsin is. Kan ek vinnig hier stop? Alles wat God sin is onsin. Dis hoe 'n pa werk. Onthou jy die ou boet in die verhaal van die verlore seun? Dan sê hy, pa, ek het hard gewerk en nooit het jy vir my 'n skaapie geslag of 'n vetgemaakte bees of wat ook al. En dan sê die pa vir hom, my seun, alles wat myne is tog joune. Die meeste van ons sit hier en ons skrik as jy hierdie woorde hoor. Alles wat God sin is joune. Wow, mense, hoor jy dit? Alles wat God sin is joune. Dis die tipe vader wat hy is. So wat is joune? Goedheid, guns, vrede, liefde.
Hy kom en hy sê, alles wat my karakter is, deursettingsvermoë, geduld, empatie, mededeels, alles wat myne is joune. Maar jy moet dit kom claim. Jy moet dit kom vat, dis jou beloftes, dis jou identiteit. Maar wat doen die meeste van ons? Nee wat, ons Afrikaners moet maar nederig wees. Ja, ons kan nou nie sê, dis ons daai nie, nee, sies. Dis 'n bietjie groot kop kry. Maar as jy weet, dit kom van Christus af. As jy weet, dit is omdat Christus die pryse betaal het, alles wat ons weghou het van God af, het Jesus gaan sterf voor op die kruis. Dis joune. Alles wat God se is myne. Hy sê, is ook ons sin. Met al die dinge wat hy vir ons beloof het, kan niks skeefloop nie. Want dit kan nie stikkend of verlore raak nie. Geen van die beloftes van die Here kan gebreek word nie. Dit kan nie stikkend raak nie, dit kan nie wegraak nie. Tyd kan dit nie insluk nie. Dis vas in ewigheid. Hierdie is amazing goed. God bære dit vir ons daar by hom. Daarom twyfel ons nie een oomblik dat God sy woord gaan hou nie. Ek gaan klaarmaak, maar ek moet dit vinnig doen. Hy sê in 1 Korintiërs 2, hy sê God het pakkies vir ons gereed gemaak, wat geen hart, geen oog, geen oor of iets al ooit gesien of gehoor het nie. En God hou het gereed by hom. Hier sê hy, al hierdie beloftes is by hom. Met ander woorde, jy ontdek dit in verhouding met hom. Wanneer jy by hom sit en kuier, waar jy stilte tyd, waar jy Bybel lees, waar jy bid, dan begin hy hierdie pakkie stadig vir jou oopmaak. En is soos koekeloer. Voor Kersfees, het jy klein kindertjies? Dan gaan hulle na die kersboom toe en hulle skeer die sellotape los, net om te loer, né? Wat is hier binne? Het julle nie sulke kinders nie? Slaap julle al, is dit slaaptyd? Sorry, ek sal klaarmaak, ekskuus ek pla jou. Okay? My kinders gaan loer. God laat jou loer. Maar hy is die kersboom, né? Dis op sy troon, is hierdie pakkie met jou naam op, van wie jy is, en jy moet gaan soek. Hy sê, God bære dit vir ons daar by hom. Daarom twyfel ons nie een oomblik dat God sy woord gaan hou nie. Jy hoef nie te twyfel nie. Ons weet, dit gaan gebeur. Ons weet, al weet ons nie wanneer nie. God het ons bewys, dat hy al die dinge vir ons kan en wil doen. Toe hy Jesus uit die dood opgewek het. God het julle juis nou styf vas, sodat niks met julle gebeur, wat julle geestelik kan seermaak nie. Hy sê, God hou jou styf vas, en as jy enigstens twyfel, dink aan die opstanding van Jesus, sê hy. Toe Jesus uit die dood het opgestaan het God bewys, ek kan elke belofte laat waar word. Ek bewaar dit, ek tel dit vas, of ek tel jou op, ek hou jou vas, niks kan dit stop nie. Hy sê, hy is sterk genoeg om dit te kan doen. Vertrou daarom op hom, want hy gaan julle kom red. Laaste gedagte, Hebreërs 4 vers 2, is nie eers daar nie, is net hierdie woorde. Almal het die woord gehoor, maar het nie almal enige baat gevind nie, want hulle het nie die woord met geloof ontvang nie. Hier is my vraag aan jou. Ontvang jy hierdie reeks van seun van Israel met geloof? Of sit jy hier en sê, ag, is oulik, it's too good to be true. Ja, maar Andries, jy ken nie my storie nie. Ek seker daarvan, ek gaan jou storie iewers kan raaklees. En een van die kinders van Jakob, yes, jou storie is daarin. Jy is daar binne. En as jy hom gaan raaklees, en jy gaan sien die seën en die beloftes wat God oor jou uitgespreek het, en jy begin dit vat, dit sal waar word. Al hoe meer in jou lewe. En jy sal met daai influence begin leef. En jy sal daai verskil begin maak, en jy sal jou identiteit begin ontdek, en jy sal met daai sekerheid begin leef, met daai vrede en vryheid en confidence, van dis wie ek is en God. Jy moet klein bietjie moeite doen, mens. En bietjie soek, bietjie glo, bietjie vra, bietjie tyd spandeer met die Here, net sê, wie is ek? Wat is my pakkie? En wat is stam is ek? Volgende week gaan ons die volgende 2, 3, 4 van hulle doen, en verder delg in die 12 stamme van Israel, maar vanoggend moet jy net sê, ek gaan glo, wie ek is, wie God sê ek is. Ons gaan luister, Roan, hulle gaan vir ons 'n lied doen, oor hierdie beloftes van God wat vas staan. En niks kan dit steel nie, niks kan dit breek nie, niks kan dit wegvat nie. God bewaar dit in die hemel self. Ek hoop jy het 'n prentjie. Die beloftes is nie daar iewers op 'n stoorkamer en die duiwel kan ingaan en daar inbreek en steel nie.
Die beloftes is om God, om sy troon. Dit is pakkies hier al om hom. En hy beskerm en bewaar dit. En niks en niemand kan dit wegvat nie. En op daai pakkie staan jou naam oor wie jy is. En jy moet dit gaan claim en vat en ontdek. En jy sal sien die lewe wat jy kan leef in Christus. Kom ons luister na hierdie lied. Of ek sit en of ek staan, U weet wat ek dink en hoe ek praat. U hoor tussen mense of alleen. U sien of ek val en of ek slaap. Verstaan of ek sou ver weggaan en of ek naby bly, nooit kan ek U ontvlug, U hand bly op my. My skaamte en my siel, U weet, in die stilte van my pyn, U hoor, in my twyfel oor wat kom, U sien, in die donker van my rou, sou ek verlore raak, ver van die Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, al het ons dalk in die verlede die pad byster geraak en ver weggedwaal van al hierdie beloftes, van wie ek is en wat ek kan bereik en wat ek moet doen en wat my identiteit en roeping is. Vandag kan ek weer nader kom oor wat Jesus gedoen het. Vandag kan ek weer kom hoor. Ek het 'n plek. Ek het 'n storie. Ek het 'n doel. Jy is besig om 'n werk te doen in my. Het nie van my vergeet nie. My naam is geskryf in hemelse plekke by U. En hierdie drome staan vas, hierdie beloftes staan vas. Here, ek bid vir geloof in elke hart hier om te weet, God het 'n plan met my lewe, hy het 'n storie oor my lewe geskryf, hy het 'n doel vir my. En Here, hoe bid ek dat mense mag ontdek, explore, gaan droom, gaan skryf, gaan vas, gaan bid en sê, Here, wie en wat is ek, wat is die plan, wat is die doel met my lewe? Dankie daarvoor, Here, dankie vir hierdie geseëndes in die kerk, Here. Hierdie mense met wysheid, hierdie mense met oorvloed, hierdie mense met harde werksvernuf, Here, en vermoë. Hierdie mense wat altyd positief is en glo en vorentoe gaan. Here, mag hulle om ons wees, mag hulle ons inspireer, mag hulle ons seën met die gawes wat U op hulle lewens gesit het. Mag hulle 'n verskil maak met hulle lewens. Dankie vir hulle, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. Soos ek sê, volgende week gaan ons verder. Nou vanaand wil ek jou nooi, ons het die hele Julie maand het ons 'n klomp kunstenaars en aanbiddingsspanne hier gehad om 'n winterwarmte worship saam met ons te doen. Vanaand soos ons sal sê, die grand finale is saam met ons eie aanbiddingsspan. En ek weet, daar's hard gewerk aan vanaand se diens om vir jou 'n belewenis te gee in die teenwoordigheid van die Here, by die troon waarvan ons gepraat het, waar God hierdie geskenke uitdeel. Kom vanaand,
Kom aanbid saam met ons, kom word stil saam met ons en kom hoor, kom kry, kom beleef wat is van hierdie guns, hierdie seën wat op jou lewe reik. So ek hoop ons sien jou vanaand saam met ons. Ons gaan ons finansies opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawes. Die Here seën u regtig vir die gehoorsaamheid, die getrouheid, soos die Here jou seën. Jy het te werk en al hierdie klas van goed, so seën jy weer die kerk en die koninkryk. Baie dankie daarvoor. Persone kan begin met die opneem terwyl ons na 'n lied luister. I'm holding on to your promises. I'm holding on to your faithfulness. I'm holding on to your promises. I'm holding on to your faithfulness. You're the hope of my heart, you're the light in the dark, and you hold me in your hands. Oh, Most High, oh, Most High. You're the strength when I'm weak, you're the grace that I need, and your mercy saved my soul. Oh, Most High, oh, Most High. I will sing of your love in the morning and your faithfulness at night. You are good, so good, all the time, all my life. You are good, so good, love remains, you never change. You are good, so good, and I'm still singing because you are so good. And I'm holding on to your promises. I'm holding on to your faithfulness. I'm holding on to your promises. I'm holding on to your faithfulness. Kom ons staan op, ons sing ons slotlied saam en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek 'n poorte. Op die woord sal ek 'n vuur staan. Die luik en staan. Op die woord sal ek 'n hart bou. Op die woord sal ek 'n poorte. Op die woord sal ek 'n vuur staan. Die luik en staan. Op die woord. Onthou na afloop van die diens, daar's altyd 'n gebedsspan hier voor. Ons bid graag saam met jou oor enige behoefte in jou lewe. Staan net so, ontvang jy die seën vir hierdie week. Mag die seën, die genade wat hierdie week saam met jou gaan, iets wees van 3 wat getuig oor jou. God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Getuig oor jy is sy kind. Jy het 'n doel, jy het 'n roeping. Jy het 'n seën, jy het guns, jy het beloftes. Mag jy in hierdie week op meer as een plek begin hoor wie jy is in Christus. En die gemeente sê saam, amen. Geseënde week vir u, lekker koffie en tee, hoop ons sien jou vanaand.